ons sluit die oë. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons vanoggend in U huis kan wees. Dankie dat U ons veilig gebring het hierso. Here, en lei ons deur die Heilige Gees om U woord te kan uitdra. Ons bid vir hierdie gemeente, Here, dat U hulle sal lei. Ons dankie dat U die lig van die wêreld is en dat ons ook so U lig sal uitdra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanoggend vir ons uit Matteus 5 vers 3 en Psalm 34 vers 19. Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Mag die Here hierdie gedeelte met om my heilandse voete te kus, weer al die eeuwig so ewig vir my. Onze Vader wat in die hemel staat, U genade heilig word, dat U koninkryk kom. Ons dra hierdie opgegawe en dienes aan U op, ook dit wat elektronies in die taal en betaal is, en U dit seën tot uitbreiding van U koninkryk. Ons het dan 'n spesiale gebed vir Pietersburg gemeente. Ons bid vir Lila en haar gesin, Annelies en haar kinders, Piet en Suzette. Ons bid vir die dowe groep, Karen, Dani, wat die brood van die lewe vir ons bring, Here, inspireer ons deur die Heilige Gees, en maak ons oor in ons harte ontvanklik, dat ons die koos tot maak. Ons wil ook spesiaal bid vir hierdie stad, Pietersburg, dat die uit sal gaan, deur die engele, en mense waarsku en hoe na ons gemeente toe. Mag ons gereed wees om hulle te ontvang en vriende te wees. Bid ook vir besoekers wat hier vandag is, dat die spesiaal met hulle sal wees en ons vra om na ander huis te gaan en het sal bewaar op die pad en een spesiale seën vir ons sal gee, want ons vra vir die Sabbat seën wat vandag is. En dis U sal het ook. Ons wil prys in die naam. Amen. Ons sal voortgaan met die lied van voorsitter. Baie welkom elkeen in die huis van die Here. Het is lekker om julle weer te sien. As iets wat 'n mens altyd trek. Ek bly in Wilbe, daarom so nou en dan om hiernatoe te kom. Het is lekker om weer al die ou gesigte te sien. Vandag se boodskap, ek sê ons moet hierdie skat, dit gaan oor 'n skat, maar ons moet hierdie skat ontdek. En ons gaan deur baie dinge om daar by daai skat uit te kom. Ons staan weer in die begin van die nuwe jaar, wat nou al 1 maand al klaar weer verby is. En ons het hierdie brug voor ons, in hierdie nuwe jaar wat voor ons lê. En ons moet oor hierdie brug kom, om aan die ander kant uit te kom. En ons moet die onbekende aan die oorkant, daar is 'n onbekende wat vir ons wag aan die oorkant. As ons kyk na die Wildtuin, die oorstromings wat daar gewees het, die brugge, die waters wat daar loop, daai waters is so sterk. Nou kry jy mense wat ry, ek het een gesien, hy ry met sy bakkie deur daai stroomwater, en ek sien die water vat hom so weg, en hier is op die einde, toe maak hy dit net. Sy bakkie het seker 4 wiel gehad, toe het hy hom uitgetrek deur die water. So hy kon deurgekom het, maar jy kan sien hoe stroom die bakkie weg, amper in die rivier in. Na aanleiding van die jaar, wat nou agter ons lê, staan ons miskien met huiwering en kyk na wat agter ons lê.
Staan ons miskien met huiwering, ons weet nie wat vir ons wag nie. Wat gaan hierdie nuwe jaar vir ons bring? Wat lê daar in wag op elkeen van ons, in 'n wêreld wat in 'n felle stryd gedompel is? Die antwoord op hierdie vraag is gans onmoontlik. Baie mense sê hierdie jaar gaan dit gebeur, of dat gaan gebeur. Besig om ons bang te praat, maar hulle vergeet dat God nog in beheer is van hierdie wêreld. En dat wonderwerke nog aan die orde van die dag is. Met ons hande in sy hand kan ons die onbekende binnestap sonder enige vrees en ervarings wat op ons wag. Voordat ons egter die eerste tree gee, moet ons net 'n wyle vertoef, want daar is 'n spesiale geskenk wat ons leidsman, ons Heer en Meester, hy wat voor ons uitstap, vir ons wil gee. Kom ons stap nou vol moed, met blye afwagting, maar ook met diepe ootmoed oor hierdie brug, sodat ons die geskenkpakkie kan ontvang wat hy in sy liefde aan ons wil gee. Liewe vriend, geliefde kind van God, hier is vir jou 'n geskenkpakkie, wat jy diep in die krib van jou hart, daar waar ek woon, moet wegbêre, sodat jy dit dwars deur hierdie jaar kan gebruik. In die pakkie sal jy vind hierdie glinsterende juweel, 'n helder wit diamant, wat die lig van die Vader weerkaats, 'n blou wat die liefde van sy seun oordra, en 'n gele waarin verskuil is die alles oorwinnende krag van die Heilige Gees. Neem dit, liewe kind van die lig. Neem dit, want dit is jou wapenrusting vir hierdie onbekende toekoms wat jy nou binne gaan. Wanneer alles om jou donker is, wanneer jy in die duisternis nie herwaarts of derwaarts weet nie, kyk net op en jy sal die silwer rand om die donker wolk sien. Die rand wat vertel dat Gods lig nog helder skyn. Wend jouself na binne, na die diamant van lig, en die lig van die Vader sal helder en duidelik deurbreek, en jy sal presies weet wat om te doen, en hoe om dit te doen. Wanneer jy eensaam en alleen voel, gans verlate, verlore, op jou ewige pelgrimsreis, ryk tog na binne, en neem die diamant van liefde in jou hande, en die liefde van die Seun. Dit wat ek self is, sal deur jou hart jou ganse wese deurspoel, en soos 'n beskermende mantel om jou vou. Onthou net, in my liefde, is jy nooit alleen of verlate nie, want ek het jou lief met 'n ewige liefde, en wanneer jy my ook al nodig mag hê, ek is hier. Wanneer jy voor 'n steil hoogte staan, kom 'n probleem wat gans onoorkomlik lyk, kyk maar weer na binne. Neem die diamant van die Heilige Gees, en sy krag sal geen hoogtes of dieptes jou stuit nie. Die gawes wat ek jou gee, liewe broer en suster, is al wat jy nodig het, die onbekende in. Dit is die 3 eienskappe van God self, naamlik die lig van die Vader, die liefde van die Seun en die krag van die Heilige Gees. Beter gawes as dit kan niemand jou gee nie. Neem dit, gebruik dit en onthou, elke dag stap ek voor jou uit, om jou en al jou ligvriende te rig en te lei op jou lewenspad.
Johannes 1 vers 4 en 5. In hom was lewe en die lig was en in hom was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En Jesus vertel vir ons in Matteus 13 vers 44, 45 en 46. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. 'n Arm man het eendag 'n stuk grond gehuur en terwyl hy eendag besig was om te ploeg, het die ploeg iets getref. Die man het neergebuk en met sy hande die grond weggegrawe en daar kry hy 'n kus vol diamante. Bewende van opgewondenheid het hy die kus weer toegegooi met sy hande. Hy het hom huis toe gehaas en al sy besittings verkoop en die stuk grond gekoop. Sy familie het gedink hy is dwaas en die bure het hom uitgelag omdat hy so 'n hoë prys betaal het vir hierdie stuk onvrugbare grond. Maar die man het geweet wat hy doen. Toe hy die grond besit het, het hy die skat opgegrawe. Hy was nou 'n ryk man en al sy bure wat vir hom gelag het hom beny. Toe Jesus hierdie verhaal aan sy disippels vertel het hy gesê, die saailand, die Heilige Skrif, hierdie boek wat ons het, is, en dat die evangelie van die liefde van God die skat is. En elkeen van ons kan die saailand, die Heilige Skrif, besit en ons kan daarin nou die verborgde skatte soek. Daar is geen land in die wêreld wat soveel verborgde skatte het as die inhoud van hierdie Heilige Skrif nie. Soms wanneer ons treurig voel, kan ons 'n juweelteks vind wat ons gelukkig sal maak. Wanneer ons bang is, dan kan ons 'n teks kry wat ons dapper en nie meer bang sal laat voel nie. Is die woord nie wonderlik om ons te lei in die tye wanneer ons bedrukt voel en wanneer ons nie goed voel nie. Lank gelede toe mense na verborgde skatte gesoek het, was hulle nie altyd suksesvol nie. Soms sou hulle jare soek en nooit die kus vol diamante kry nie. As hulle 'n kaart gehad het, sou dit makliker gewees het. Of as die man dit begrawe het, wat nog lewe, en hy die soekers na die plek toe gelei, sou dit maklik gewees het om die skat te kry. En dan kon hulle almal gegrou het, en hulle kon almal die skat gedeel het. En wanneer ons na die skatte in die saailand, die Heilige Skrif soek, het ons 'n gids wat weet waar elke skat versteek is. So is makliker as jy iemand by jou het om jou te help om die skat te soek. En vandag het ons die Heilige Gees om ons te help lei om hierdie skat in die woord te kan ontdek wat vir ons weggesteek is hier. Ons moet dit net soek. En ons kan hom ook vra om ons te help om dit te kry en hy sal ons bystaan terwyl ons soek. Die gelykenis sê, so ook die prediking. Maak net jou oë oop. Die grootste skat van almal, die koninkryk van God, is naby jou. By jou, hy's voor jou, hy's onder jou voete. As jy nie oppas nie, gaan jy daaroor struikel. Die skat is nie begrawe op die planeet Mars nie, maar op die aarde. Meer nog, dis te vind in jou onmiddellike omgewing. Selfs daar, wanneer jy elke dag gaan om te werk,
by die plek waar jy ploeg aan die grond, moet sit om jy brood in die sweet van jou aangesig te verdien. Die koninkryk van God is te vind binne die 4 mure van die kantoor, waar jy elke dag soveel ure deurbring. Dit lê dalk voor jou oë op die deurmekaar lesenaar, waarachter jy so baie moet soeg. Die skat van die koninkryk mag gevind word, omdat die skat op ons weg kom lê het. Ek het gesoek hierdie week na die skat, maar ek kon hom nie kry nie. Hy is voor my, maar ek kan hom nie vind nie. Die gedagtes wil nie werk nie. Partykeer wil jy preek voorberei, maar jy kry nie. Die gedagtes is daar, maar jy kom nie verder as dit nie. Die goeie nuus is, God kan ontdek word, veral op die kansel. Dis ook die getuienis hiervan aan die gemeente. Prediking is ontdekking, dis 'n afhaal van die deksel. Openbaarmaking en uitwysing van die werklikheid van God se nabyheid aan die gemeente. Matteus 6 vers 19, 20 en 21. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar not en roes verniel nie, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen not of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Matteus 5 vers 3 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Jesus wil hê dat ons reg aan die begin dit moet weet. Ons is arm, ons is hulpbehoevend, ons is bankrot. Eers as ons dit weet en erken, kan ons gereed maak vir 'n gelukkige lewe, so sê Jesus. Hy sê dat hierdie bankrotskap die enigste weg tot 'n gelukkige lewe is. En dit is nie sommer 'n speel nie, maar dis nie sommer net 'n bankrotskap nie. Die armoede wat Jesus hier in die oog het, is algehele afhanklikheid van God. Wat die bergrede ons nie leer nie, is hoe om vinnig ryk te word. Want dit wat ons wel leer, is nie hoe om ons armoede te geniet. Die bergrede wys ons eintlik hoe om armoede te geniet. Hy wys ons nie om ryk te word nie. Jesus het by geleentheid die verhaal van die ryk dwaas vertel. Die man was ryk aan aardse goed. Sy winste het toegeneem, sy bates het vermeerder. Hy het sy skure groter gebou. Om sy oeste te stoor. Hy was selfvoldaan en tevrede. Hy was 'n selfstandige wat niks van niemand nodig gehad het nie. En dan word sy verlore siel teenoor al die rykdom op die skaal geplaas. Jou skatte, aardse skatte of jou hemelse skatte. Die gevolg, die ryk man sterf brandarm. Die mens wat voor sy dood nie besef hoe afhanklik hy van God is nie. Ontdek hoe arme mens is wat sonder God sterf. Arm tot in alle ewigheid. Dit is die pad van die bergrede. Dit is die pad vir 'n handjievol mense wat bereid is om vir hulle lewe te kies. Al sou dit harde woorde wees hierdie. Maar dit is die pad van mense wat agter die harde woorde die wins van die ewige lewe ontdek. Mense wat bereid is om hulle bankrot te laat verklaar, omdat hulle iets begin verstaan van die rykdom van God se koninkryk. Ons ken hierdie saligsprekinge, waarskynlik in die ou Bybelvertaling. Salig is hulle wat arm van gees is. Arm van gees beteken om voor God arm te wees, bankrot en gevolglik afhanklik van hom.
As 'n mens na die grondteks gaan kyk, lyk dit asof dit heel eers op 'n innerlike bankrotskap is. Ek is geestelik so arm dat ek niks kan aanbied nie. Dit is armoede wat my met sondige bestaan verband hou. Dit is 'n armoede wat my laat besef, sonder God kan ek glad nie lewe nie. Al sou ek skatryk wees, sonder God is ek bankrot. Brandarm. Vir bankrot bedelaars, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, sê Jesus, julle sal die koninkryk van God beerwe. Dit klink na 'n suksesverhaal, 'n bedelaar wat 'n koninkryk erf. Dit kan jou suksesverhaal ook wees. Want dit is 'n suksesverhaal vir elke Christen wat weet hoe afhanklik hy van God is. Wie die hele wêreld besit, maar in God se koninkryk niks is nie, sal vir ewig arm bly. Jesus bied die gewaarborgde versekering aan, die koninkryk van die hemele. Matteus 13 vers 43. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En ek wil vir ons lees uit Jakobus 2 vers 5. Kom ons bly saam daarna toe. Jakobus 2 vers 5. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. So daar is 'n belofte vir ons, vir die wat God liefhet. Soek die koninkryk of die skat in die saailand, beerf die koninkryk. Waar jou skat is, sal jou hart wees. En ek wil afsluit met Openbaring 3 vers 17 en 18. Openbaring 3 vers 17 en 18. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar sal word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Mag ons almal sien wat hierdie boek vir ons sê, en ons hierdie skat ontdek, wat in hierdie woord vir ons geskrywe is. En dan sê Openbaring 2 vers 25, om af te sluit, hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. Mag julle vashou aan hierdie skat, en dit nooit verloor nie, in ewigheid. Amen. Ons wonderlike Here, baie dankie, dat U ons na U huis toe gebring het, om U woord te kon uitdra. Seën hierdie gemeente, Here, en dat hulle dubbel vermeerder sal word in hulle getalle, en dat hulle sal word soos die sterre van die hemel. Gaan met elkeen vandag, Here, dat U hulle sal seën, waarin hulle huise sal terugbring. En ons dink van al die siekes by die huise, en ons dink aan U genade, Here, wat U vir ons geskenk het, hier op die aarde. Here, lei ons deur hierdie week wat vir ons voorlê. Help ons om hierdie skat te ontdek, Here, wat U vir ons gegee het, om die ewigheid in te kan gaan, en dat ons eendag ook saam met U in die hemel kan wees. Ons bid dat U ons spoedig sal kom haal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.